Ek wil hê as jy jou Bybel by jou het, moet jy vir my oopmaak daarso in 2 gedeeltes. Ons gaan baie woord vanmôre lees, maar ek wil pertinent fokus op 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte wat ek wil hê jy moet oopmaak vir my is in 2 Timoteus hoofstuk 3 en dan ook in Johannes hoofstuk 19. 2 Timoteus hoofstuk 3, 2 Timoteus hoofstuk 3 en dan ook in Johannes 19. Nou ek wil vanmôre se boodskap 'n titel gee en ek wil jy moet mooi luister, dan gaan jy later verstaan waaroor hierdie boodskap gaan. En hierdie boodskap is bedoel vir elke Christen vanmôre, vir elke kind van God, vir elkeen van ons wat sê, maar ek glo in die Here, ek is 'n kind van die Here. Vir elke Christen, vir elke kerkmens, vir elke gelowige, ek gee nie om wat 'n denominasie is, ek gee nie om wat nie, vanmôre se boodskap is vir elkeen van ons. Of jy al jare die pad met die Here stap, en of jy nou onlangs net by die Here gekom het, dit maak nie saak nie. Vanmôre wil ek hê jy moet luister, want vanmôre het ek iets baie belangriks, wat ek met julle wil bespreek. En ek wil hê jy moet mooi luister, en ek wil hê vanmôre moet ons self ondersoek doen. As ek vanmôre se boodskap 'n titel kan gee, wil ek dit noem, naby die kruis, maar ver van God. Naby die kruis, maar ver van God. En ek weet, dit klink dalk nou vir jou snaaks, maar jy gaan wel snap waaroor dit gaan, later aan. En ek wil hê ons moet saam lees daar so in 2 Timoteus hoofstuk 3, en ons gaan also lees vanaf vers 1 tot en met vers 5. 2 Timoteus 3, vanaf vers 1 tot en met vers 5. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mens sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En dan kom hy vers 5, hy sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jy ook van hierdie mense af. Nou let op wat sê hy in vers 5, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jy ook van hierdie mense af. Nou wil ek vanmôre 'n gedeelte, die volgende gedeelte lees in Johannes 19, en ek wil hê jy moet baie mooi oplet wat hier gebeur. Johannes hoofstuk 19, en ons gaan also 2 verse lees, vers 23 en vers 24. Let nou baie mooi op wat hier gebeur. Johannes 19, vers 23 en vers 24. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele, vir elke soldaat 'n deel. En die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in 1 stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie sin dit sal wees. Sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. So let mooi wat gebeur, toe die soldate Jesus gekruisig het, ek gaan dit weer lees, neem hulle sy klere en maak 4 dele, vir elke soldaat 'n deel, en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in 1 stuk gewewe, en hulle het vir mekaar gesê, dat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder hulle verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp, en dit het die soldate dan gedoen. Nou hier kry ons hierdie geval van hierdie soldate, en ek wil vanmôre praat oor hierdie soldate wat die lot gewerp het oor Jesus se klere. Hulle was besig met, ek wil eintlik sê, 'n klein dingetjie, met 'n simpel ding, hulle die lot oor 'n kleed gewerp. Terwyl daar eintlik iets groots gebeur het aan die kruis. Terwyl daar eintlik iets besig was om massief te gebeur aan die kruis, was hulle besig met iets sinneloos. En nou wil ek ook vanmôre vir jou vra, het jy al so gefokus geraak op iets kleins, op simpel goed, dat dit jou aandag so afgetrek het van die Here af, of van dinge af wat gebeur het, en dan het jy iets groots gemis, omdat jy besig was presies. Ek sien dit baie male
veral as jy vandag se tyd, daar sal, ek sien nou die dag 'n mooi foto eintlik van 'n persoon, dis 'n ouerige tannie, daar's 'n groot byeenkoms gewees wat daar plaasgevind het, en almal staan met die selfone, maar net die een vrou staan en sy kyk. En dit het my nogal laat ding, want ek meen, sy aanskou, sy neem in, sy beleef, sy is deel. Terwyl almal alles vandag sit hy deur die selfoonskerm sal beleef. Ek sê dit altyd vir die mense, soos ook byvoorbeeld Israel toe, dan sê ek vir die mense, jy weet, los dit eers jou selfoon. Beleef net eers die plek. Kom net eers self in daai plek, in daai atmosfeer, en dan daarna kan jy foto's en video's en goedjies doen. Want ons raak soveel gefokus op klein dingetjies, dat ons aandag verloor op iets wat eintlik sinneloos is, op iets wat eintlik nie eintlik eers belangrik is nie. En ek meen, dit het daar by die kruis gebeur, met hierdie soldate, terwyl Jesus besig was, en was hy besig om die prys vir die sonde van die wêreld te betaal. Iets groots het daar gebeur. Dit was die vervulling van al God se beloftes, van die Ou Testament of al die messiaanse profesieë. Was besig om daar in vervulling te kom. En wat doen die soldate? Hulle mis dit. Hulle is besig om klere te verdeel. Hulle is besig om te dobbel oor die kleringstuk. En ek meen, in die geestesrealm, ons lees in die Bybel van alles wat gebeur het daardie dag. En ek meen, dit het donker geword, die aarde het gebewe, daar het baie dinge gebeur. Maar in die geestesrealm was daar, wil ek sê, eintlik, die geestesrealm het gebewe. Die geestesrealm was aan die lewe, daar was iets aan die gebeur. Maar hulle het gespeel, hulle het gedobbel, hulle was besig met iets sinneloos. En dit is wat baie van ons ook vandag doen. Ons hou onsself besig met sinnelose goed, terwyl daar iets belangriks is wat gebeur. En die detail in die Bybel is nie net toevallig daarin geskryf nie. Daar is nie toevallig geskryf byvoorbeeld van die kleed en die goeders nie, want as ons lees dan Johannes 19 vers 24, gaan ons maar weer vir hulle lees, hulle het vir mekaar gesê dat ons het nie skeer nie, maar dat ons die lot daaroor werp, wie sien dit sal wees, en dan sê hulle so die skrif vervul sal word. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad hulle die lot gewerp. Nou dit was 'n messiaanse profesie geweest daar in Psalm 22. Maar in Psalm 22 vers 19, wat hy sê, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Julle 'n bietjie Psalm 22 gaan lees. Daai hele messiaanse profesie. En dit was geskryf honderde jare voordat Jesus gebore is. En wat interessant is, die soldate het nie probeer of doelbewus daai profesie vervul nie. Hulle het eers geweet daarvan nie. Vir hulle was dit 'n normale daaglikse roetine. Vir hulle was dit 'n normale werksdag geweest. Ek wil vir jou eintlik sê, vir die Romeine was dit niks snaaks geweest om mense te kruisig nie. Dit was hulle werk. Daar was ouens wat gespesialiseer het in daai taak. Dit was vir hulle soos elke dag se werk. Dit was vir hulle niks snaaks nie. So vir hulle was dit nie vreemd om 'n krimineel te kruisig of om hom hulle so te gesel en al die tipe goeders nie. Dit was 'n normale werksdag vir hulle. Dit het hulle nie eers in hulle gevat nie. Hulle inteendeel, hulle sou nog gejoke het en gespot het en gealles het en weet jy, vir hulle was dit 'n normale werksdag. Hulle was eers bewus daarvan wat gebeur aan daai kruis. Hulle het eers kennis daarvan gedra nie. Maar kyk hoe awesome is dit, dat selfs in daardie klein detailtjie, dit wys jy net God se alwetendheid en dat God nie in tyd is nie, en God is almagtig, dat hy al honderde jare voordat Jesus gebore is, al daai klein detailtjie. En die Bybel gesê dat hulle die lot gewerp oor sy klere. En hulle het eers doelbewus gedoen nie, maar God gebruik daai geleentheid. God het daardie geleentheid gebruik om weer sy soewereiniteit te wys, om te wys die woord is die waarheid. En nou lees ons daar in 2 Timoteus 3 waar Paulus skryf en hy sê in die laaste tye sal daar swaar tye kom en mense sal liefhebbers van hulle self wees. En weet jy, ons sê baie maklik vir onsself baie kere, dat as ons daai 2 Timoteus 3 lees, en kom ons wees nou maar eerlik, ja, dis die mense daar buite. Dis die mense daar buite, mense sal liewer vir onsself wees, jy weet, dis die wêreld daar buite. Dit is nie ons nie. Christene het gewoonlik daai mentaliteit. Dit is nie ons van wie hy hierso praat nie, maar raai wat?
Paulus het dit juist geskryf aan heidene. Hy het dit juist geskryf aan ons. Dat in die laaste tye, daar swaar tye sal kom. Hoor dat hy so skryf. Weer dat daar in die laaste daar swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense, luister hier wat hy sê, wat 'n gedaante van godsaligheid het. Van wie skryf hy? Hy skryf van Christene. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Mense wat lyk of hulle gered is. Hy het nie van die wêreld daar gepraat nie. Met wie het hy gepraat? Met die Christene. Met ons, my en met jou. En hy noem al hierdie goed. En dan sê hy, keer jou van hierdie mense af. Dan sê ons, ja, dis die mense daar buite, dis die ander mense, dis nie ek nie. Maar weet jy wat, dis nie net die wêreld nie. Let op wat hy sê, dis nie heidene nie, dis godsdienstige mense. Christene, mense wat reg lyk, hulle praat reg, hulle sing reg, hulle lyk reg, hulle doen alles reg, maar die krag van die kruis werk nie meer in hulle lewe nie. Hoor mooi wat ek sê, die krag van die kruis werk nie meer in hulle lewe nie. Hulle ken die woord van die kruis, hulle preek die woord van die kruis, hulle hoor die woord van die kruis, hulle sê hulle glo die woord van die kruis, maar die krag van die kruis werk nie meer in hulle lewe nie. Dis hard wat ek sê, moet ek dit weer herhaal. Net soos daai soldate. Weet jy wat, hulle was fisies naby die kruis, hulle was fisies voor die kruis. Maar weet jy wat, hulle was kilometers ver van God af. Jy kan naby die kruis wees, maar ver van God af. Jy kan praat, jy kan oor die kruis praat, jy kan preek oor die kruis, maar as die krag van die kruis nie meer in jou lewe werklik is nie, of kragdadig is nie, nou wat bedoel ek daarby? Maar kom ons praat eers oor hierdie liefhebbers van hulle self, want vers 2 daarso in Timoteus sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Wat beteken dit as iemand 'n liefhebber van homself is? Ek is die middelpunt. Dit gaan oor my voordele, my gemak, my behoeftes, my saak, dit wat ek nodig het, my plan, my toekoms, my idees. Alles wat vir my voordelig is, mense sal liefhebbers van hulle self wees. Kom ons wees nou maar eerlik in vandag se tyd. En ek praat met Christene, dis ook in die begin gesê, ek praat met Christene. Kom ons wees nou maar eerlik in vandag se tyd. Everybody is running for himself. Elke mens hardloop vir homself. Daar is nie meer broederskap, daar is nie meer broederliefde nie. Dit gaan alles oor myself. Me, myself and I, the unholy trinity. Ek noem dit die unholy trinity. Want jy is die middelpunt van alles. As dit nie gaan oor jou voordeel of oor jou nie, of as dit nie jou tot voordeel is oor jou gemak. Ek kyk net voor die diens vir die mense by live, ek sê, ek het verlede week stuur ek 'n video uit, wat hom Gys vir my gestuur het, onder andere van 'n persoon wat gepraat het oor die kerk in China. En dan toe post ek ook 'n video daarvan hoe hulle Bybels ontvang. Waar hierdie persoon sê, hulle kom vir ure lank byeen ondergrond, net om kerk te hou. Hulle sal in die reën en die sneeu en die weer en hitte en enige iets hulle staan. Hulle sal in ongemaklike plekke by mekaar kom. Hulle sal uit hulle pad uit gaan. Net om die woord te kan hoor. Maar dit dink ek dat ons Christene vandag het ons nie die middelpunt van onsself geword, het ons nie liefhebbers van onsself geword nie. Dit gaan oor wat my bless, wat vir my stig. As die preek nie vir my iets beteken, ag nee, wat worry ek hier daaroor nie. Ek preek ons altyd oor ander mense. Jy weet, dit gaan ons altyd oor die me, myself, as ek nie iets daai gekry het nie.
Ek is die middelpunt. Dit moet gaan my behoeftes, wat ek nodig het, my plan, my toekoms, my alles. Dit wat vir my voordelig is. En weet jy wat, kyk ons hier na die kruis. Dan sien ons eintlik die teenoorgestelde wat Jesus gedoen het. Jesus het letterlik die teenoorgestelde gedoen daar. Maak vir my jou Bybel op in Filippense 2. Ek wil hê jy moet hierdie prentjie kry, dat Jesus hang daar aan 'n kruis. Die skare drom daar om hom. Almal het geskree, kruisig hom, kruisig hom. Hulle wil nou hulle way hê, daai fariseërs wil hulle way hê. Daai soldate is besig om die lot te werp oor sy klere. Hulle sien hom nie raak nie. Maar wat doen Jesus? Want alles gaan oor hulle self. Die fariseërs het Jesus laat kruisig, omdat dit gegaan het oor hulle self. Wat hulle sou verloor in die proses. Wat hulle vir hulle bedreiging was. Dis daai selfliefde, daai liefhebbers van hulle self. En dit het veroorsaak, dat hulle, gaan kyk na al die goeders wat hulle al genoem het. Dit het veroorsaak dat hulle harte so geword het. Hulle het hom nie raak gesien, hulle het hom raak gesien, maar nie hulle fokus was nie die kruis wat daar gebeur nie. Maar Jesus doen presies die teenoorgestelde. En ek en jy is veronderstel om die beeld van Christus te wees. En hy sê daar in Filippense 2 vers 6 tot en met vers 8. Hoor, wat het Jesus gedoen? Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hy sê, Jesus was God in die vlees. Hy kan nie verder sê, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, tot die dood van die kruis. Jy sien, hy was gehoorsaam. Hy het homself ontledig, hy het die me, myself en I uit die pad het gevat, gesê, Vader, nie my wil nie, maar U wil. En hy het homself laat verneder. Weet jy wat, hy het aan daai kruis gehang. Hy was naak gewees aan daai kruis. Uitmekaar geslaan. Hy was 'n bespotting gemaak. Hulle het hom gespot, hulle het hom geloon, hulle het 'n joke van hom gemaak. Terwyl hy besig was aan daai kruis om te betaal vir my en vir jou. Terwyl hy homself gee aan ander. Terwyl hy besig was om die sonde van die wêreld te betaal, terwyl hy besig was om die toorn van God te beleef en te ervaar en deur te gaan, weet jy wat? Is daar 'n twis oor sy klere? Stry hulle oor sy klere? Dobbel hulle oor sy klere? En dis die mens van die eindtyd wat Paulus beskryf. Dit is die tipe mens wat Paulus daar beskryf het. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Wat eerder sal stry oor die klere as om hulle harte te breek by die kruis. Daar in 2 Timoteus 3, daar in vers 4, en sê hy, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Weet jy, daai soldate, as jy die Romeine geken het, hulle was 'n wrede daarsie, harteloos. Hulle het gelag voor hy kruis, grappe gemaak. Hulle het Jesus uitgetart. Vir hulle net 'n normale dag by die werk. Was 'n normale ding, was 'n normale kruisiging wat daagliks gebeur het. Niks snaaks nie, 'n daaglikse roetine. En terwyl die redding aangebied word vir die wêreld, terwyl hy daar hang en sy bloed gestort word vir oortredinge, was hulle maar net besig met 'n doodgewone roetine. Vir hulle net iets alledaags. En weet julle wat is vir my die beste van alles? Jesus het presies dit ook geprofeteer en gewaarsku wat in die eindtyd gaan gebeur. Paulus sê, in die eindtyd, mense sal liefhebbers van hulle self wees. En weet jy wat Jesus self het geprofeteer? Maak vir op in Lukas 17, en julle gesê ons gaan baie Bybel lees vandag. Daar in Lukas 17, kom Jesus self, en hy waarsku oor die eindtyd. En hy sê wat gaan gebeur in die eindtyd. Nou onthou nou Paulus se woorde.
Mense sal liefhebbers van hulle self wees, meer liefhebbers van God en genot as liefhebbers, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Hulle sal meer geworried wees oor die klere waaroor hulle dobbel, as wat hulle is. En ek praat nie vanmôre net oor dobbel nie, ek praat nou vanmôre, kyk, sien hoor die beginsel raak waarvan ek praat. Hulle is besig met iets sinneloos, hulle is besig met iets sinneloos, wat eintlik tydmors is. Ek meen, waar is daai kleed vandag? Waar is dit vandag? Wat het daarvan geword? Wat se waarde het dit vir hulle vandag? Hulle het gemis. Hulle was na by die kruis, maar hulle was ver van God. En hierso waarsku Jesus, presies wat in die einde gaan gebeur. Lukas 17, daarvan in vers 24 tot en met vers 30. Ons lees hierdie stuk baie, maar hoor mooi wat hy sê, en ek wil hê jy moet deurdink wat hy hierso sê. Lukas 17, daarvan in vers 24, hy sê, want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Maar eers moet hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. En dan sê hy, en soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Kyk hier soos vers 27. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom het en almal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swal van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. En kom ons kyk na die lewe vandag. Dit is presies soos Jesus dit geprofeteer het. Presies soos wat Jesus dit geprofeteer het. Terwyl ons sien, terwyl ons hoor, terwyl ons beleef en ons sien hierdie dinge elke liewe dag. Hoeveel keer het jy al hierdie afgelope 5 jaar gehoor dat die koms van Jesus is naby? Hoeveel keer het jy dit al gehoor? Hoeveel keer het jy al gehoor dat Jesus se koms is naby? Hoeveel tekens in hierdie wêreld het jy al gesien? Is dit nodig vir my om vir julle oor die tekens van die tye te preek? Die Bybel gee dit vir ons duidelik, jy hoef nie eers met daar te preek, want jy sien dit. Kom ons kyk wat in die wêreld gebeur. Daar's oorlog, gerugte van oorlog, pes, siektes, al die dinge, natuurrampe wat gebeur, al die tipe dinge. Kom ons gaan kyk na die goed. Die Bybel sê dit is voorlopers vir die koms van Jesus. Al die dinge gaan gebeur. Die mense sal liefhebbers van hulle self wees, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Kom ons kyk wat gebeur in hierdie wêreld. Terwyl ons sien en ons hoor dat sy koms naby is, terwyl ons hoor en besef, ons moet ons lewens reg kry, terwyl ons hoor en besef, maar luister hierso, ek moet my hart begin regmaak, ek moet hierdie sinnelose dinge los, ek moet heilig begin lewe, ek moet Jesus soek. Weet jy waarmee is ons besig? Weet jy waarmee is die Christene besig? Ek wil sê, jy kan kerk toe kom, jy kan aanbid, jy kan Bybel lees, jy kan sing. Maar as jou hart meer gemik is op ander dinge as die kruis, wat baat dit jou? Intussen tyd, ons spreek hierdie goed, jy hoor hierdie goed, maar die mense se harte is op vermaak, is op geld maak, is op gemak, is op hulle status, is nie meer op die ware betekenis en die ware diepte van die kruis nie. Hulle fokus is maar net met elke dag se normale routine, se normale bestaan. Hulle is besig met die dinge wat normaal is. Net soos in die dae van Noag, net soos in die dae van Lot. Net soos daai Romeine het gehoor wat hulle sê van Jesus. Hulle het gehoor wat hulle sê van hom. Weet jy, dat is my interessant van die een soldaat, gaan lees 'n bietjie. Daar's een van hulle wat gesê het, waarlik, hy was die seun van God gewees, toe hy dit gesien het. So hulle het geweet wat aangaan. Hulle het geweet wie hy was. Hulle het gehoor, maar tog was hulle besig om te dobbel oor sy klere. Ons dobbel met ons tyd, mense.
Ons dobbel met ons tyd, ons dobbel met ons lewens, ons dobbel met ons siel en met ons gees, ons dobbel met ons ewige lewe. Weet jy wat, waarmee dobbel ons? Met vermaak, met plesier, met sport, met geld maak, met besigheid, met by mekaar maak, met materialistiese goed. Ons besef nie eintlik waarmee ons besig is nie. In plaas van dat ons by die kruis kom en die krag van die kruis beleef en leef in ons, en leef in die krag van die kruis. Weet jy wat doen ons? Ons is besig met die kledingstuk. Ons dobbel met die ewigheid, dat ons is besig om Jesus te mis. Die kerk is besig om Jesus te mis. Hoor wat ek vir jou vandag sê. Want vandag gaan die kerk net oor die me, myself en die I. Net oor die mens wat 'n liefhebber geword het van homself. Die mense kom nie meer kerk toe om God te soek nie. Hulle gaan nie meer kerk toe om ontmoeting met die Here te hê nie. Hulle gaan kerk toe om geëntertain te word, om 'n mooi preekie te hoor, hulle gaan nie meer kerk toe om hulle harte vir die Here uit te stort nie. Hulle gaan nie meer kerk toe om die woord van die kruis te hoor, om te verstaan. Here, leer vir my u diepte, leer vir my hoe groei ek in u. Here, leer vir my wat ek moet doen. Here, hoe kan ek nader kom aan u? Dit is wat die doel is. In die tyd waarin ons leef, wanneer ons sien, Jesus is op pad en ons hoor dit en ons sien die tekens en ons doen die dinge. Alles is besig om rondom ons te gebeur. En die